Goeiedag, ek is Bianca en ek is saam met jou op reis deur die Bybel in 1 jaar. Vandag kyk ons na Eksodus 35. Verse 1 tot 3 sien ons dat daar baie werk is vir die kinders van Israel in die volgende paar hoofstukke. Hulle moes 'n komplekse en presiese tabernakel bou. Tog word hulle herinner om eers in God se rus te tree en respek te wys teenoor die Sabbat. Dieselfde beginsel tel ook in ons eie wandel vandag saam met Christus. Alles wat ons doen vir die Here moet groei vanuit die teenwoordigheid van sy rus en die werke wat hy namens ons gedoen het. Ons kan verder sien dat daar 'n roeping was tot gehoorsaamheid. Voordat die Israeliete die werk ingesit het om die tabernakel te bou, het God hulle eers geroep tot eenvoudige, basiese gehoorsaamheid. Basiese gehoorsaamheid is dus 'n voorvereiste om die werk van God te kan doen. Wanneer ons kyk na die woord werk, is daar 2 Hebreëse woorde wat daarvan afkomstig is. Die eerste ene is avodah, wat beteken om te werk, en die tweede ene is melacha. En melacha beteken werk binne besigheidsstandaarde of vanuit 'n besigheidsperspektief. Ons kan hier sien dat God sekere werk, onder andere avodah, toegelaat het op die Sabbatsdag, maar besigheidsgerigte werk of dinge, onder andere melacha, nie toegelaat het nie. In verse 4 tot 9 sien ons dat die tyd aangebreek het om die tabernakel te bou, soos wat ons in Eksodus 25 gelees het. Ek dink dat 2 Korintiërs 9 vers 7 ook so mooi aansluit by hierdie hoofstuk, en dit gaan as volg. Elkeen moet gee soos hy in sy hart besluit het, nie uit spyt of dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief. In verse 10 tot 19 sien ons God het beveel dat die vakmanne moet help om die tabernakel te bou. Verse 20 tot 29 sien ons dat nadat Moses die kinders van Israel gevra het om te gee, hy hulle weer terug huis toe gestuur het, sodat hulle kan gaan nadink oor wat hulle kan gee. Daar was dus geen plek vir manipulasie nie, slegs God wat in die harte van mense kon werk. Selfs al het die kinders van Israel vryheid gehad en was hulle gewillig om te gee, het Moses steeds nodig gehad om hulle daarin te lei, onder andere wat om te gee, hoe om te gee, ensovoorts. David Guzik sê dit so mooi. Willing hearts still need to be told when there is a need and how they can meet that need. In verse 30 tot 35 sien ons dat die vakmanne, onder andere die leiers wat die tabernakel gebou het, unieke inspirasie vanaf die Heilige Gees ontvang het om die tabernakel te bou. Die rede daarvoor kan wees dat God 'n spesifieke patroon gehad het waarvolgens hy die tabernakel wou gehad het. Daarom kan ons sê dat Eksodus 35 as 'n kosbare hoofstuk in ons eie wandel gesien kan word. Ons kan hieruit leer dat ons alles vanuit die rus van God se teenwoordigheid moet doen, en dat gehoorsaamheid 'n voorvereiste is om God se werk te kan doen. Geseënde dag.